Ons het vandag weer kom inloer vir 'n paar wenke hier by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk en ek gesels vandag met Dr. Santi oor die senior pasiënte, oftewel ons ouer troeteldiertjies soos wat sy dit stel. Baie dankie dat ons weer hier kan wees. Dit is altyd lekker om julle hier te hê. So wanneer word ons troeteldiere as senior beskou? Dit hang baie af van hulle grootte en ook die spesies. Soos katte en klein hondjies word senior beskou hier rondom 8 tot 10 jaar. As ons kyk na ons groter rashonde, dan is hulle alreeds senior hier van 6 tot 8 jaar. Reuse rasse, soos die Groot Deense hond, hulle kan selfs al 5 jaar beskou word as senior. Is daar enige raad wat jy miskien met ons kan deel van dit wat eienaars by die huis kan doen om hulle ouer troeteldiere te help? Jy kan eenvoudige goedjies doen wat daar in daai kategorie val. Jy kan met jou hond buite in die tuin gaan stap. Jy kan jou kat gereeld vryf. Dan kan jy natuurlik aanklop by jou veearts, jou lokale veearts of ook jou veterinêre fisioterapeut om al die triks te leer hoe om jou ouer troeteldier te help. Die ander ding wat ons in ag moet neem is hulle omgewing. Hulle moenie op gladde vloere gly nie en hulle moenie van trappe afval nie, veral as hulle 'n worshond is nie. So hoe gereeld moet 'n troeteldier-eienaar die veearts met hulle senior pasiënt besoek en wat kan 'n mens oor die algemeen van so 'n roetine-ondersoek verwag? Ons verwag om ons senior troeteldiere so elke 6 maande te sien, Elsa. As die diertjie inkom, gaan ons hulle weeg om te kyk en die veearts gaan ook natuurlik kyk hoe beweeg hulle soos hulle in die konsultasiekamer inkom. En ons gaan kyk na hulle liggaamskondisie, is hulle miskien 'n bietjie oorgewig of is daar dalk te min spiermassa vir al ons ouer katte. En as ons voel na ondersoek, na ons na die hartjie geluister het en die mondjie gekyk het, dan gaan ons dalk bloedtoetse doen om verder te bepaal werk die orgaantjies nog soos wat hulle moet. Wel, dit klink vir my baie deeglik. So is daar miskien rooi vlae waarvoor eienaars by die huis op die uitkyk moet wees en hoe weet 'n mens dan wanneer daai troeteldier veterinêre hulp nodig het? Ek sê altyd, eienaars ken hulle honde die beste. Maar wanneer dit 'n noodgeval is, dan moet ons vinnig spring. Dinge soos wanneer die hondjie of die katjie sukkel om asem te haal, as hulle asma byvoorbeeld het, wanneer die tandvleise blou of bleek is, as daar natuurlik oormatige bloeding is en as hulle nie kan opstaan nie. Al daai goeters is ernstige rooi vlae wat ons vinnig aan moet aandag gee en vinnig by die veearts moet uitkom. Ons weet presies waar is hulle baseline, om dit so te noem. As hulle van daai baseline afwyk, so skielik meer water drink. Soos ek sê, die eienaar ken die diertjie die beste. So wanneer weet ons dit is nou tyd om te groet en kan jy dalk 'n bietjie meer uitbrei rakende daai moeilike tyd wat dan voorlê? Elsa, dit is een van my moeilikste dinge wat ek al ooit moes doen as 'n veearts. So hierdie onderwerp lê my baie na aan die hart. Wat ek dink mens kan verwag as jy veearts toe gaan, is dat hulle jou al die inligting gaan gee. Hulle gaan 'n ondersoekie doen en hulle gaan eerlikwaar vir jou sê, ons kan nog hierdie en hierdie doen om die pasiënt gemaklik te maak, of nee. Ons sien dat die goeie dae is minder as al die slegte dae en daar is nie meer lewenskwaliteit nie. Asseblief, ek sien dit baie, moenie te hard op jouself wees nie. Jy het gedoen wat jy gedink die beste is. Ja, want ek dink mense wonder altyd of daar nog iets is wat hulle moontlik kon doen. Absoluut. Maar dis juist waarom die veearts se leiding so belangrik is in daai proses. Absoluut. Dr. Santi, baie dankie en ek is seker van wanneer die kykers wel daai leiding nodig het, sal hulle hier kom aanklop. Dit is 'n groot plesier. Besoek olympus24hourvet.com vir meer inligting.